Goed, nommer 2, inkomstebelasting betaal. Nou, inkomstebelasting betaal moet jy altyd onthou. In die kontantvloeistaat werk dit altyd op hierdie beginsel. Jy vat die SAID bedrag aan die begin van die jaar, dan vat jy die inkomstebelasting bedrag, want hulle sê die inkomstebelasting betaal, nee, inkomstebelasting en dan SAID aan die einde van die finansiële jaar. Nou SAID aan die begin, as dit 'n kredietsaldo is, dan onthou jy, hy gaan in hakkies kom. As hy 'n debietsaldo is, kom hy nie in hakkies nie. SAID kom altyd in hakkies. En dan inkomstebelasting kom altyd in hakkies. Ek skryf nou daar krediet. Hy kom altyd in hakkies, nee, hy kyk en dan SAID aan die einde, as hy debiet is hy in 'n hakkie en as hy krediet is hy nie in 'n hakkie nie. Nou hoe weet ek hy's debiet of hy's krediet? SAID kry ek altyd in my balansstaat as hy onder die bedryfslaste val of handels en ander betaalbares, dan is hy 'n krediet, dan is hy krediet en in hakkies. As SAID by die bedryfsbates is of handels en ander ontvangbares, dan is hy 'n debietsaldo. So onthou dit, né? En dan dieselfde met SAID aan die einde. As hy by die bedryfslaste is of by handels en ander betaalbares, dan is hy krediet. As hy by bedryfsbates is of handels en ander ontvangbares, dan is hy debiet. So dis hoe jy weet. Waar soek jy jou inkomstebelasting? In jou inkomstestaat. So dis belangrik om te weet waar om hierdie goeders te kry, nee, anders kan jy dit nie uitwerk nie. So kom ons kyk, hier het hulle vir ons 'n inkomstestaat van omvattende inkomste gegee. Daar gee hulle vir jou inkomstebelasting van 358,440. So ek gaan klaar sommer sê minus 358,440. As jy dit onder mekaar wil skryf, kon jy dit nou maar so geskryf het, 358,440 en hy kom altyd in 'n hakkie. Onthou die inkomstebelasting kom altyd in 'n hakkie. 358,440. Nou gaan ons na my staat van finansiële posisie toe. By bedryfsbates sien julle iewerste by handels en ander ontvangbares gaan hulle vir jou moet spesifiseer. SAID, daar's niks van SAID nie. Maar by bedryfslaste sien jy daar's SAID 2022 en 2023. So dit beteken SAID het 'n kredietsaldo aan die begin en 'n kredietsaldo aan die einde. So daai 102 is die begin. So ek gaan sê minus 102,000 aan die begin. Hoekom? Want as dit aan die begin saldo 'n krediet is, dan kom hy in 'n hakkie. En aan die einde se saldo is 72,000, hy's op krediet. En as dit aan die einde 'n kredietsaldo is hy nie in hakkies nie. So dis 72,000, nie in hakkies nie beteken jy plus hom. So dit gaan wees minus plus en dan gaan jy 'n bedrag kry van 388,440. Okay. So ons betaal 'n totaal van 388,440 het ons aan inkomstebelasting betaal hierdie jaar.